Ons lees dan uit Matteus hoofstuk 5 van vers 13, waar die Here Jesus daar op die berg besig is met die bergrede, besig is om sy disippels en alle waarskynlikheid ook ander mense te leer. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Jesus maak die uitspraak hier, alle waarskynlikheid, die meerderheid mense daar teenwoordig is sy disippels, wat al 'n pad saam met hom geloop het, en hy sê vir hulle, julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. Belangrik om daarop te let, dat die Here sê nie, julle moet dit wees, of julle moet dit word nie. Hy sê, julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. Ek het nogal 'n hele paar keer in moeilikheid beland by my vrou. Ja, dit klink snaaks, ek is eintlik baie in moeilikheid. Maar baie keer is ek van die min keer wat ek my vleisbraai, ek is een van die Suid-Afrikaners wat eintlik maar min regtig by vleisbraai uitkom, en daarom is my vleisbraai vir ons vermoed, en ons steeds nie van die beste wat daar is nie, hoender nie wat hy vir my gee nie, want hy gaan veras word op een of ander manier. Maar dan sal sy kom en dan sal sy vir my sê, dis nog die vleis op nie, en dan sal sy met die sout in die speserye daar neersit vir my om nou te gebruik om nou die vleis te braai, en ek glo maar dat jy sit nie die sout op terwyl die vleis nog nie 'n bietjie gebraai het, en ek is 'n rukkie braai, en dan so een rukkie voor jou afval, dan sout jy nou vir hom by. Teorie is maar dat die sout trek die vog in die vleis uit. Julle wat weet sal baie beter weet, of vir hierdie dompredikant wat nou so vleisbraai al weet nie, of hom te leer. Maar nog gebeur baie keer dat daar ander mense ook saam met jou is, en die raak in die gesels, en dis lekker, en die vleis is later gaar, en die vleis word ingevat, en lekker geruik, toe dit gebraai het, en dit lyk heerlik die vleis daar, en almal vat 'n stukkie vleis daar op die ouend tot hierdie halfnare ontdekking toe kom, maar die braaier en die braaisout en die speserye vergeet om dit op die ouend nou op te gooi. So van buite af is dit nie iets wat dadelik opgetel word. Die vleis lyk lekker en dit ruik lekker en alles is reg, alles lyk reg. Maar die oomblik wat jy dit proe, dan proe jy daar's fout. Dit is nie soos wat dit lyk nie, want die sout ontbreek. En dieselfde is ook waar van lig. 'n Mens kan in enige donker vertrek kan jy wees, en wanneer jy net 'n vuurtjie trek, dan maak dit 'n verskil in dit wat daar geheers het, die oomblik voor jy die vuurtjie getrek het, of voor jy die kers aangesit het, of voor jy die skakelaar aangeskakel het. Die interessante ding van lig is dat lig verdryf duisternis. Dis nie duisternis wat lig verdryf. So as jy die skakelaar nou mee afsit, dan is nou nie die duisternis wat nou die lig verdryf. Terwyl die lig brand, kan duisternis nie kom en die lig oorweldig. Maar terwyl dit donker is, kan die lig kom en die lig kan die duisternis verdryf. En mens sien ook amper die stap van hierdie verdryf, van hierdie wegdryf van die duisternis af na gelang van hoe groot is die lig en hoe groot is die vertrek op die ouend. As jy by 'n vuurkring staan daar in Kalahari, van ver af sien jy na die vuurtjie flik, maar hoe nader jy kom, hoe meer kom jy in die lig, hoe helderder word die lig, totdat jy op die ouend nou in die volle glans daarvan kom. So lig het hierdie geneigtheid om die donker weg te stoot. Daar is nie 'n lig daar buite wat 'n mens kan aansit. Miskien is die betekenis is die hele nag weg. Daar is net een lig wat dit kan wegdryf, en dit is die son wat dit kan doen. Nou, Jesus gebruik hierdie twee eenvoudige beelde wat ons baie goed verstaan hoe werk dit. Ons weet hoe werk sout. As dit nie daar is nie, dan is die kos onsmaaklik.
So sout verdien smaak. Sout maak 'n definitiewe, sigbare, tasbare verskil en dieselfde van lig. Lig se verskil wat dit maak is iets wat jy nie anders kan as om dit op te merk. En nou sê Jesus, soos wat ek vir julle gesê het, hy sê nie vir die disippels, julle moet sout en julle moet lig wees. Hy sê, julle is dit. Hy sê nie, julle gaan sout en lig vir die wêreld wees, eendag. Wanneer daar is nou 'n hele paar goed in jou lewe gebeur het, of wanneer jy nou dink, nou gaan dit beter met my geestelike lewe, nou is ek beter gestaat om lig en om sout te kan wees. Dis nie iets wat nou nog ergens met jou moet gebeur langs die pad. Dis nie iets waarna jy kan vooruitkyk dat dit gaan gebeur nie. Maar Jesus sê vir hulle baie duidelik, julle is dit. So wat Jesus hiervan praat, waar ons ook in die vorige paar Sondag ook by stil gestaan het, is weer eens om vir ons te sê, dat die wat aan hom behoort, is daar 'n radikale identiteitsverskil teenoor hulle wat nie aan hom behoort nie. Dit is nie 'n rol wat iemand kies om sy kind te wees. Dit is iets wat met jou gebeur. Dit is wat die Here met jou laat gebeur deur die Heilige Gees, wat die wedergeboorte binne in jou lewe gee. Dis nie iets wat jy kan kies nie, dat jy nou lig of sout moet wees. Dit is dit. Dit is 'n identiteit wat aan jou gegee is, omdat jy in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan. Die mense vir wie Jesus op daardie stadium gesê het, was dit alles soos ek gesê het, waarskynlik noodsaaklik die apostels, die disippels gewees aan wie die Here Jesus dit gesê het. En dit is mense wat hom net gevolg het. Hulle het geweet dat hier iets anders aan Jesus is. Hulle het nie op hierdie stadium toe Jesus vir hulle hier geleer het hulle nie die volle begrip gehad vir wie hy eintlik is nie. Dit het eers later met die pad wat hulle saam met hom geloop het hulle meer en meer bewus geraak daarvan. En Petrus kon op die ou en daarby uitkom, toe Jesus hulle vra, wie sê julle is ek? Toe Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. So dit het eers op 'n later stadium gekom dat Petrus en waarskynlik dat die ander apostels ook daardie geestelike insig gehad het van wie die Here Jesus is en wat hy hier op aarde kom doen het. Maar hier, waarom nou nog eintlik aan die begin staan daarvan dat hulle hom volg. Ergens is daar in hulle geloof in hulle harte hierdie geloof en hierdie afwagting dat Jesus 'n uitsonderlike mens is. Hy het begin demonstreer in die klomp vis wat hulle gevang het toe hom die eerste keer ontmoet het. Hulle weet net, aan Jesus is daar iets anders. En dit het hulle na hom toe getrek. So die mense vir wie Jesus sê, julle is sout en julle is lig, is alles behalwe volmaakte mense. Dis alles behalwe mense wat vreeslik op 'n geestelike hoogtevlak is, wat nou baie weet van die Here en al 'n lang pad met die Here saamstaan. Hier is hier aan die begin, waar hy van hulle geroep het en gesê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. In hulle swakheid, in hulle onkunde, in hulle nie weet nie, nog nie verstaan ten volle nie. Om sê die Here Jesus reeds vir hulle, julle is sout en julle is lig. Die bedoeling daarvan, glo ek, wat die woord van die Here daardeur vir ons wil leer, is dat as iemand aan die Here Jesus Christus behoort, dan verander jou lewe radikaal, jou identiteit. Jy's heeltemal 'n ander en 'n nuwe mens. Jy's nie skielik 'n superchristen, jy's nie skielik iemand wat alles mooi en goed, baie reg doen, en in staat is om 'n hele klomp geestelike goeders te kan doen. Maar die feit dat jy aan hom behoort, het gemaak dat daar iets binne in jou hart en in jou lewe verander het. Jou hart, jou verhouding met die Here kan nooit weer dieselfde wees as wat dit vroeër was. Iets het binne in jou verander. Iets binne in jou het verander. Die hart van vlees wat daar was, wat die Ou Testament van praat, het plek gemaak vir die hart van vlees, die ou vertaling nou gesê het, 'n hart van vlees. Iets
binne in jou het gebeur. En daardie apostels van die Here Jesus, die disciples op daardie stadium nog, wat die pad saam opgeloop het daar reeds op daai stadium iets binne in hulle gebeur, wat gemaak het dat hulle hom uit sou volg op die ou en behalwe Judas Iskariot. So, Jesus se woorde hier, maak op die ou en vir ons meer sin, wanneer ons kyk waarop sin speel dit wat die Here Jesus sê. As hy praat van sin, dan bedoel dit, daar is iets wat onsmaaklik is. Daar is iets wat onsmaaklik is, wat smaaklik gemaak moet word. As hy praat van lig, dan bedoel dit, ergens is daar duisternis. En hierdie duisternis, moet deur die lig wat skyn, en daai duisternis verder en verder wegskyn. So ons kan dit alleen verstaan binne die konteks van die evangelies en die Nuwe Testament op die ou en ook, om te weet dat Jesus hierso sin speel daarop, op die twee koninkryke wat daar bestaan, waarna hy self op baie in die evangelies sou verwys. Die koninkryk van die bose, wat synoniem is in die Bybel met duisternis, met donkerte, met dinge wat seermaak, wat afbreek, wat haat en nyd en al daai goede is, en aan die ander kant dan die koninkryk van God. Die koninkryk van die wêreld, koninkryk van die duisternis, wat sê, dink net aan jouself. Dink net aan jouself. Moet glad nie dink aan enigiemand anders. Sorg net vir jouself. Ons sien het heel dag vandag, dat mense soms maar net geld in hulle sakke steek. Dat hulle glad nie dink eers aan die mense, vir wie daardie geld bedoel is. Ons kry heel dag dit, kort, is dan weer iemand van wie ek hoor, wat val vir een of ander scams, of wat ons nou sê, een of ander slap riem waarmee mense gevat word, iemand wat jou bel, 'n man of 'n vrou wat hulle tydlik bejaard is, wat vreeslik vriendelik en gafies met jou, en vir jou vertel, as jy hierdie klopie geld maar net inbetaal, so baie geld wat vir jou vra, as jy dit inbetaal, dan is jy in staat om soveel rand op die ou end te maak. Maar op die ou end, so, terwyl hulle so deur hulle tande lig, terwyl hulle vir jou soke mooi stories vertel van hoe wonderlik hulle is, en van hulle mans, en hulle kinders, en hulle vrouens wat hulle het, en hoe hulle familie is, hulle deel so hulle familie ook met jou, en vind uit van jou familie, en is vreeslik vriendelik met jou, en aan die einde van die dag besteel hulle jou, sonder die geringste, enige emosie en gevoel, totaal gewetenloos, ongeag wat van jou word. Of jy kinders het, as jy kaal gesteel is, of jy kinders het wat vir jou gesorg, maak vir hulle glad nie saak. Die wêreld wat dink aan die self en die eie ek, en om net jou eie dinge te bevorder. Om nie sag te wees met ander mense, om nie 'n sagte hart te hê vir ander mense, maar om regiet te wees, en om streng te wees, en om af te trap, en om lyne duidelik te sny, en om mense maar net voor die voet weg te vee. Alles van me, myself and I. Ek en myself en my eie dinge. Prioriteit. Dit staan hoog hoe aangeskryf, hoog aan my lewe, alle ander goeders kom later. En op 'n manier sê die evangelies vir ons is dit synoniem met die koninkryk van die duisternis, waar die ek voorstaan. Want by die koninkryk van God, by die koninkryk van die hemele, waarna Jesus baie verwys, is dit anders. By die koninkryk van die hemel en die koninkryk, Godse koninkryk, staan God eerste. En ek staan terug. Ek is eintlik die minderwaardige, die dienaar, die knegt. Die Bybel praat selfs daarvan, ek is 'n slaaf, sê Paulus, van Christus. Ek het 'n nuwe posisie bekleed. En dit gebeur die oomblik wat ek die Here Jesus Christus as 'n verlosser van my hart en my lewe leer ken. Daar het 'n radikale verandering plaasgevind. Hierdie hart die binne sal nooit weer vir my met rus laat. Hy gaan altyd vir my pla wanneer ek verkeerd is. Wanneer ek nog baie keer doen soos wat die wêreld doen. Wanneer ek nog baie keer op elke dag op myself eerste wil stel, op my perdjie wil klim, wanneer ek op my perdjie wil klim, en vir ander mense 'n punt in die lewe wil wys. Al doen ek dit, al tree ek so op, net nou, gaan daar hier binne 'n roering wees.
gaan daar 'n stem wees, soos ons sê, wat vir my sê, hier so dinge dat nie reg geloop nie. Jy wat 'n nuwe mens is in die Here, hoe jy nou opgetree, getuig alles behalwe van sout en alles behalwe van lig. Hoe jy nou opgetree, dit lyk soos wat die koninkryk van die bose lyk, die koninkryk van die donkerte, die smaaklose wêreld sonder sout, 'n smaaklose mens wat nie smaak uitdra daar waar jy is. Jy weet dit. Dit raak jou aan. Dit spreek jou aan. Want jy weet dat dit wat die Here deur sy Heilige Gees binne in jou indra, is die vrug van die Gees. Liefde, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, vredelievend. Dit is wat die Gees van God in jou dra. Dit is die koninkryk waar God koning is. Daar smaak mense so. Liefde, goedheid, getrouheid, vriendelikheid, al daai dinge wat Paulus in Galasiërs 5 vers 22 vir ons sê. Mense wat ook gou is om te vergewe. Mense wat nie haatdraand is, wat nie lank loop met 'n wrok in hulle binneste teenoor ander mense nie. Want God is koning daar. God het iets kom verander. God het kom nuut maak. En dis juist hierdie andersheid, hierdie kontras wat daar is tussen die koninkryk van die duisternis, van die bose, en die koninkryk van God, die koninkryk van die lig. Dis juist hierdie andersheid wat op die ou end vir God se mense moet uitstaan. Want sout bring 'n radikale verskil. Daar waar die sout is, die oomblik wat daar sout is, dan is daar onmiddellik is daar 'n verskil. Of jy sout nog te min of te veel is aan jou smaak, maak nie saak nie. Maar jy weet dit, sout is hierso te sprake. En presies dieselfde met lig. En deur die eeue heen is dit die grootste worsteling van kinders van die Here. Om daardie andersheid, om daardie nuutheid wat hulle ontvang het in die Here Jesus Christus, om daardie nuutheid te demonstreer en om dit te lewe, sodat dit vir ander mense sigbaar en tasbaar raak dat hulle aan die Here behoort. Deur die eeue heen is dit waar ongelukkig waar van die kerk van die Here Jesus Christus, dat in plaas daarvan dat daar meer en meer hierdie andersheid sigbaar word, daar baie keer die kerk meer en meer soos die wêreld word, en by die wêreld inval, en deel word van die wêreld se dinge. So het ons al baie ver gevorder met hoe ons maar inval by die wêreld. En deel daarvan is seker my gunsteling voorbeeld om vir julle te gebruik, is hoe ons jare terug in die Sondag gedink het, as die rustig, as die dag waar ons meer gefokus is op die Here se dinge. Ek weet, ek kon nie huiswerk doen op die Sondag nie, ek moes my huiswerk Saterdag gedoen het, want Sondag is die dag wat afgestaan word vir die Here. Maar dit het so geleidelik gekom. Eers was daar die sport op Sondag, wat ons gedink het, dit hoort eintlik nie op die Here se rustdag nie. Ons kan Saterdag, daar is genoeg, daar 6 dae vir sport, en daar is 1 dag af te sonder vir die Here. Maar so dit maar so ingekom. En so het ons ook al 'n deel geword daarvan, en ek sluit myself ook daarbey in, want al die tenniskampioenskappe is op 'n Sondag, en kan jy baie keer nie wag dat dit moet begin. Baie keer is het so dat as jy van die kerk afkom en die game begin, en dan is het soms ook in die kerk net voor die TV-kassie, en daar is geen gevoel meer enigszins van iets wat maak dat dit tou, dat 'n mens 2 keer daaroor nadink. Net so gaan jy mall toe, net so gaan jy shop, soos hulle sê. Dit is maar alles net so weggedryf. Vroeger was dit 'n geweldige gewetensvroeging geweest. Vroeger het jy skuldig gevoel as daar sekere dinge is wat jy doen. Maar dan, soos wat die tyd aangaan, raak jy deel van hoe die wêreld dink en hoe die wêreld optree. En dit raak dit eenvoudig, raak dit vir jou aanvaarbaar.
Dit raak aanvaarbaar om maar sommer met mense af te jak en om agter mense se ruggies te doen. Dit raak aanvaarbaar om hierdie regering wat besig is om belastinggeld so te steel en te vernuweer en verwoes, om maar sommer self jou besluit te maak en te sê, maar nee, ek gaan nie meer my belastinggeld in die rigting laat loop nie. Terwyl die Here vir sy disciples en die mense wat vir hom die vraag gevra het, gesê het, betaal aan die keiser, maar die keiser toekom. Nou wie op aarde is die keiser gewees in die Joodse tyd, toe Jesus hier op aarde was? Dit was die Romeinse keiser, die hoofonderdrukker van die Joodse volk, die hoofvervolger van die Joodse volk, die een wat al sy geld gebruik het om deur sy soldate die lewe vir die Jode so moeilik as moontlik te maak. En Jesus sê vir hulle, sê toe hulle van die vraag, sê, gee aan die keiser wat die keiser toekom en aan God dit wat toekom. Dit is die koninkryksbeginsel wat die Here Jesus daar gestel het. Maar ons word deel van die wêreld, maar te sê, nee, ek hoef nie my eerlik te wees vir jou belastinggeld nie, waar jy kan verkil jy dit maar, jy steek bietjie weg, jy inkomste steek jy bietjie weg, en jy kyk hoe ver kan jy verbykom met jou, terughoud van dit wat jy weet, die binne jy eintlik moet gesien. So is daar voorbeelde van hoe die kerk deur die eeue hierdie geneigtheid, hierdie sondige geneigtheid binne hom het om meer gelykvormig te word aan die wêreld as om anders te wees as die wêreld. Om anders te wees as die wêreld beteken dat jy so seer vinger gaan uitstaan. Want dan is jy anders. As jy maar net so deel is van die vingers, maar as dit snaaks nie, dan is jy maar net deel van die vingers, maar as eers wanneer jy 'n seer vinger word, dan kom ander mense agter, dan gaan ander mense vra, hey, wat gaan met jou aan? Hoekom maak jy moeite om seker te maak jy betaal al die belasting? Hoekom gaan jy na iemand toe en gaan vra vergifnis en verskoning, terwyl dit daai persoon is wat jy oor jou kwaad gedoen het? Mens nie dit nie, jy wag die een wat die skuld het, hy is die een wat moet om verskoning vra. Dan sal jy vergeef. Jou orde, Godse orde is nie, Jesus het gesê, as iemand teen jou iets verkeerd gedoen het, gaan jy na hom toe en gaan maak reg. Kijk, as jy dit doen, as jy anders, dan kan mense agterkom, maar hier is iets snaaks aan die gang by hierdie persoon. Hierdie persoon trek anders op as wat mense gewoonlik optree. Nou, Israel in die Ou Testament het ook daai verantwoordelikheid gehad om anders te wees. Tussen die heidense volkere wat rondom hulle geleef het, moes Israel wys, dit moes sigbaar wees, dat hulle aan God behoort. Dat hulle hom eer en hom aanbid, en dat hulle hom alleen dien. Maar wat doen Israel? Nee, hulle voer maar so die heidense afgode so tussen hulle in. Op die oude begin hulle ook maar net soos wat die heidene doen, begin hulle ook afgode aanbid. En dan sê die Here op die oude vir hulle, dat hulle op die oude heeltemal sy naam het hulle onteer, want in plaas daarvan, dat die heidene soos hulle sou word, om net die lewende God te dien en te aanbid, het die teenoorgestelde gebeur. Hulle het nou soos die heidene geword, en dien ook soos die heidene allerhande afgode. So dis die posisie waarin binne ek en jy ook self bevind, ook as kerk van die Here Jesus, individueel, maar ook as 'n gemeente. In watter mate is ek soos die wêreld? Is ek sigbaar hoe mense my sien, maar net deel van die koninkryk van die duisternis? As ek elke Sondag in die kerk, en al praat ek miskien baie oor kerk, en al daardie dinge, en ek doen baie, en ek gee baie, dan sal mense na my kyk en sê, ja, dit Sondag is hierdie persoon nou vroom en heilig, maar in die week van Maandag tot Saterdag beleef ons 'n mens wat anders is. Dit is dieselfde met baie boere wat op 'n stadium begin het om in die oggend ook 'n oggendgodsdienst te hou vir hulle werksmense. Wat 'n wonderlike ding is dat hulle die evangelie aan hulle werksmense bring elke oggend. Maar die oomblik wat die boer die Bybel toemaak en wanneer hy klaar gebid het, dan is die boer wat met sy arbeiders werk deur die dag, is 'n ander mens as die mens wat aan die ander kant van die Bybel staan. So daar is geen geloofwaardigheid, want hy smaak net soos
soos die ander boere. Hy smaak net soos die wêreld. Sy lig wat skyn is daar nie. Dis maar net so donker as wat op die plaas hier langsaam is, wat hierdie situasie betref. In die Nuwe Testament ook vind ons dieselfde situasie wat die apostels kort die gelowiges moet vermaan dat hulle nie soos die wêreld moet wees. Nou die vraag, broers en susters, waarom is dit vir ons toch nou so swaar en so moeilik om hierdie sout en lig te wees, soos wat die Here Jesus sê. Hierdie andersheid dat dit sigbaar moet word. En dan is die antwoord van die Here Jesus is eintlik 'n baie verrassende en 'n baie eenvoudige antwoord. Om vir ons te sê, dit gaan nie in die eerste plek oor wat jy doen nie. Maar dit gaan oor wie jy is. Die binne in jou. Jy kan nie gaan en reg doen nie. Jy kan nie gaan smaak gee. En jy kan nie gaan skyn as daar hier binne iets nie reg is. Want as jy skyn heilig, dan gaan jy jouself voordoen as iets of iemand wat jy nie is nie. Dit begin alles hier binne. Dit begin alles by wie is ek? Ek kan nie Jesus gaan naboots in die sin van dat hy nou vriendelik en gaaf was en nou probeer ek ook maar soos Jesus vriendelik en gaaf wees. Dit begin nie daar nie. Ek moet 'n tree teruggee. Ek moet 'n tree binne in myself ingee. En vir myself die vraag afvra, wat gaan hier binne aan in my verhouding met die Here? Dis 'n hart ding. Dit begin by 'n hart wat verander het. Nie dade wat verander nie, maar 'n hart. Ek sal my vrou probeer om anders te wees en smaak te gee, anders te lewe. Solank as wat ek dit myself moet doen en ek dink daarmee, ek wil nou die Here tevrede maak en ek wil vir ander mense wys, ek is daarom nie te slegte mens nie, is ek letterlik nergens net op pad nie. Dis alleen wanneer hierdie verhouding met die Here het binne in my. Wanneer dit 'n verhouding is waaruit ek leef, dan staan hierdie andersheid word sigbaar vir mense. Ook wanneer jy droog maak, wanneer jy foute maak, wanneer jy onbeskof was of onvriendelik was, maar jy gaan terug, want die binne is iets wat jou druk, die binne is iemand wat jou druk, of jy sê dit was nie reg nie, dan gaan jy terug. Jy het terug na die winkel toe, waar jy kwaad gespreek het. Jy gaan soek die een, teenoor wie jy liefdeloos en genadeloos opgetree en jouself soveel geweld wat geld het. Jy gaan terug en sê, dis jammer, as kind van die Here, ek het verkeerd opgetree, ek weet dit binne in my, en ek vra vir jou, verskoning. Jy hoef my nie te vergewe nie, jy kan maar dink wat jy wil dink van my, maar ek wil nie vir jou sê, ek binne in my weet, ek het nie reg opgetree nie, en ek het nie, dit wat ek is, het ek nie gewys, ek het vir jou gewys, dit wat ek eintlik was, maar nie dit wat ek is, wat ek nou met die Here Jesus Christus geword het. So daarom, broers en susters, gaan dit alles oor ons ontmoeting met die Here Jesus. En dit is op die oomblik waaruit ons gestuurdheid om sout en om lig in die wêreld sigbaar gemaak, waaruit dit gebore word uit hierdie ontmoeting met die Here Jesus Christus. Jou andersheid moet die resultaat wees van wat die binne in jou gebeur. En daarom kan dit wat buitentoe gebeur alleen anders lyk, anders smaak, lig bring, hoe dieper jy eintlik daar binne toe kry. Hoe nader jy in jou hart eintlik aan die Here beweeg,
So, om so te lig te wees, is nie soseer in die eerste plek iets daar buite te gaan doen nie. Maar wanneer ek hier binne my verdiep in die Here en sy liefde en sy genade vir my, dan laat hy deur die Heilige Gees goed binne in my gebeur, wat ander mense van buite af kan sê, hey, wat gaan met jou man? Daar is iets anders deesdae aan jou. Raak jy oud? Of wat is jou probleem? Jy het nou soveel meer geduld as wat jy vroeger gehad het. Waar kom ons vandaan? En dan jy daar wees, wanneer ek na binne toe beweeg, in hierdie verhouding met die Here, met 'n lewende en 'n opgestane Jesus, wat deur sy Heilige Gees binne in my is. Dan is ek 'n uitstalvenster. Dis wat 'n uitstalvenster doen. 'n Uitstalvenster wys vir jou wat is binne. Wat is binne? 'n Uitstalvenster gaan nie daaroor dat iemand die glas moet raak sien nie. 'n Uitstalvenster gaan daaroor dat iemand deur die glas kan kyk, agter die glas kan kyk en sien op die ou end wat is daar binne. Sodat die mense julle goeie werke kan sien en kan sê, o, hier is nou 'n wonderlike mens. Nee, sodat hulle julle Vader in die hemel kan verheerlik. Dat jy kan agterkom en sien, hierdie is nie maar net een of ander humanistiese mens wat nou skielik bietjie beter wil optree teenoor ander mense. Maar hierdie is 'n mens, ons sien God binne. En dit is waaraan die wêreld 'n intense behoefte en 'n intense begeerte het, om God te kan sien. Mense kan so hard wees as wat hulle kan, hulle kan so dwars wees as wat hulle kan, maar die diep binne in hulle het almal, deur die genade van God en deur die Heilige Gees, is daar 'n soeke, al soek hulle dit op honderde verkeerde plekke, al soek hulle dit in hulle self, in hulle eie mag, en in wat ook al. Hulle is soekend, hulle is smagtend, hulle dink hulle kan hulle self gelukkig steel, hulle dink hulle is die hele tyd soek hulle geluk, maar hulle soek eintlik iemand. Die wêreld is op soek na God. En as jy maar net die uitstalvenster is van dit wat hier binne is, sal mense meer en meer en meer begin sien. God is binne in jou. In die Ou Testament, Sagaria 8, lees ons dit, dat die Here praat van die toekoms van sy volk. En dan sê hy, daardie dag sal 8 heidene kom, en hulle sal 'n Jood aan sy kleed gryp. 8 heidene sal aan die klere van 'n Jood hang, en sê, ons wil saam met jou gaan, want ons sien God is by julle. Dis wat vir die dagbreek gemeente is. Of moet wees, as dit die binne in reg is daar ander vir ons al aangryp en sê, ons wil saam met julle gaan, want ons sien, God is by julle. Binne in jou lewe God. Die vraag kan maar net vir my en jou, oor ons eie lewe, wat dagbreek gemeente 'n verskil maak? Kan jy 'n verskil maak? Ek het ouer geword, oud geword, sit miskien in my woonstelletjie ergens, ek beweeg nie meer baie tussen mense rond nie,
Ek is iemand wat meer hou daarvan om afsonderlik te wees en nie tussen mense te wees nie. Is dit waar dat God vir my wil gebruik om sy instalvenster na die wêreld te wees? Vir my voel dit baie keer af die lewe is ons opbei, dis nou ander ouens se werk. Dis nou ander ouens se werk om nou die jong mense moet nou maar op 'n manier hierdie goed doen. Nee, broers en susters. Jy is dit. Jy kan iets anders wees nie. As Jesus die binne is, kan jy nie iets anders wees as sout en lig nie. En is dit maar net 'n gebed, heel jy. Niemand weet daarvan dat jy bid nie. Maar jy bid. Jy bid vir die gemeente. Jy doen moeite om weer 'n programmetjie saam met jou huis toe te vat en te kyk op die lys van die mense wat daar is. Al sien mense nie noodwendig in daardie oomblikke dat God in jou teenwoordig is nie. Gaan deur die genesing en die verandering wat God in die lewens van ander mense doen. Gaan daar lig en gaan daar sout wees. Al weet hulle nie noodwendig van waar af te kom. 'n handdruk, 'n hand op die skouder, 'n WhatsApp, 'n telefoonoproep, 'n stukkie brood, ietsie wat ek doen, ietsie wat ek gee, wat ek vir iemand sê, ag, los dit vir my, ek sal dit vir jou doen, ek sien jy te swaar was, omdat ek op 'n manier dit vir jou doen. So die Here vra nie dat die sout en die lig wees, dat dit iets dramaties moet wees, wat aan die voorklok gehang word. Die feit van die saak is net daar waar ek en jy is jy sout en lig. Al is dit net jou bediende. Al is dit net binne jou familiekring, waar ons baie keer lekker mekaar uitdruk, dat familiekring sien, maar Petronella of Gerardus, something fishy is going on here. As iets wat anders is, as iemand het as die Here vir my die genade gee, om te demonstreer wie ons is in Jesus Christus. Heer ons Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U deur die Gees opnuut weer voor ons kom staan. En o Here, ons wil maar net bid dat ons liefde vir U 'n groeiende liefde sal wees. Here, help ons om U lief te hê. Met ons hele hart, met ons hele verstand, met al ons krag, met alles wat ons is. Want ons het dit nie in onsself nie, dit is in U. Daarom bid ons by U. Leer ons om in U nabyheid te leef. Leer ons om U teenwoordigheid binne te beleef. Want Here, hoe meer ons weet, U is hier binne-in, hoe meer van daar swaak en lig aan die